Voorslagknoop, ook genoem lakenknoop. Hierdie is een van die beste knope om 2 toue van verskillende diktes aan mekaar te knoop. Hy kry sy naam van die knoop wat gebruik is om die voorslag van 'n sweep aan die dikke riem vas te maak. Dit word ook gebruik om die vlagtou aan die paaltou vas te maak tydens vlaghuising. Maak 'n lus aan die punt van die dik tou. Neem die lus in jou een hand. Druk die dun tou van onder deur die lus, neem hom agterom die lus, steek hom dan voor tussen die dik en die dun tou deur, sodat die dun tou bo oor die lus kom. Neem die 2 dun toutjies saam tussen jou duim en voorvinger en trek styf. Om die dubbele voorslag te maak, word die dun tou vir 'n tweede keer om die lus gedraai en onder die dun toutjie deurgesteek, voordat dit vasgetrek word. Dit word gebruik om dubbel seker te maak dat die knoop nie sal losgaan nie. Kinders kan al hierdie knope en vasvoele met stokkies in klein formaat oefen en hulle vind dit baie groot pret. Toe het ek gedink dat jy julle min is, het ek gevoel dat ek verby. Die kullewinde van jou loonreg en die doel van jou terloopse groete. Ek het die hoop en liefde wat ek eens gegee het as jou erfenis. Geneem ek het gelag en wens my vrolikheid en goedheid veel gewen. Ek kan jou fluister en vertel die eindtoon van die helder lied van jeug en liefde is gemeng met skemeringe van verdriet. Ek kan jou my laaste woorde gee, my laaste trane en my laaste leed. Dan sal ek na die oomblik, selfs hart van my hart, selfs jou vergeet. Toe het ek gedink dat jy in julle min is, het ek gevoel dat ek verby. Die kullewinde van jou loonreg en die doel van jou terloopse groetes. Ek het die hoop en liefde wat ek eens gegee het as jou erfenis. Geneem ek het gelag en wens my vrolikheid en goedheid veel gewen. Maar toe die ligte dof word en die aandklok vel, die liefde inlei was ek diep bedroef en in myself was ek teleurgestel. Hierdie vasvoel word gebruik om 'n plat oppervlakte met stokke te maak. Dit kan 'n tafelblad, 'n deksel of 'n bruggie wees. Dit word weer eens met 'n kniehalter begin, wat aan die drabalk vasgemaak word. Plaas die eerste stokkie op die drabalk en draai die tou om die stokkie. Deur eers onder om die drabalk te draai en dan van agter na voor
oor die stokkie en weer onder om die draaibalk te draai. Plaas stokkie nommer 2 en herhaal die slag. Op die voetpad toe, bokkie jou handie. Myne en ons huisie staan klaar in my hartselyne. Deur die dag van die by tot dit rooi kraan so. Bokkie Hou so van aan sluit hom toe tot al die stokkies geplaas is. Bondokkie. Klimaat van jou lyf, o my kiddo sag, maar jou hoof vlieg wyd oor die nimmer meer dag en die aardskoffer het sy bondkleur. Die stokkies hoef nie noodwendig styf teen mekaar te wees nie. Oor die blou bolte. Om te draai en terug te gaan, draai die tou onder die draaibalk om, sodat dit aan die voorkant van die stokkie uitkom. Draai dan die tou van voor na agter, oor die stokkie, sowel as om die reeds bestaande slag. Dit vorm nou die kruis. Werk weer die pad terug tot by die begin. Wanneer al die kruisies so voltooi is, maak die kniehalterslag aan die begin los en knoop die 2 lospunte met 'n skuifknoop aan die agterkant. Skenkelknoop. Hierdie knoop is veeldoelig en word gebruik om 'n tou korter te maak sonder om 'n stuk af te sny. Dit word ook gebruik waar albei punte vas aan iets is, soos byvoorbeeld waar 'n tenttou te lank is, omdat die tentpen noodgedwonge baie naby aan die tent ingekap moet word. Kruis die hande oor mekaar en neem die tou met albei hande. Trek die hande by mekaar verby om 'n S te vorm. Hou dit in die middel vas om die S nie te versteur nie. Maak 'n oog met die ander hand in die lang deel van die tou. Steek die een lus deur die oog. Trek die lang punt om die oog toe te trek. Doen dieselfde aan die ander kant. Trek die punte styf om spanning op die skenkelknoop te plaas. Om hierdie knoop te versterk, kan 2 stokkies deur die oogies gesteek word. Trek die toue styf om die oogies toe te trek. Dit verhoed dat die knoop maklik losgaan. Die nadeel van hierdie knoop is dat hy slegs tydelik gebruik kan word en sy krag verloor as daar nie spanning op hom is nie. Die knoop glip maklik los. Die skenkelknoop werk glad nie met sintetiese tou as daar nie voortdurende sterk spanning op is nie. Op 'n seilboot word 'n verskeidenheid knope en vaswoele gebruik, waaronder die 8-slag, booglyn, die dubbele booglyn, die ankerslag, kniehalter, voorslag en die skenkelknoop. Trensknoop. Met hierdie knoop aan 'n vishoek sal dit nie nodig wees om saans om die kampvuur te gesels van die grootte wat weggekom het nie. Inteendeel, dit sal in die pan lê en bak. Dit is geskik om 'n nylonlyn, soos vislyn, aan 'n trens, wervel of die oogie van 'n vishoek vas te maak. Steek die tou van bo af deur die gaatjie. Herhaal. Slinger die lospunt 'n entjie van die gaatjie verskeie kere om die staande part. Wat kan ek nou nog vir jou sê? My bitter liefde is uiteindelik verby. En net jou sterre oë, by die duister skyn hierdie oomblik nog naby. Trek dan styf.
nou nog van my het, eer dat die laaste gloed uitbrand. Ek weet alleen ons siele bly nog hierdie oomblik diep verwant. Oorhandknoop. Die oorhandknoop is baie eenvoudig. Die oorhandknoop is 'n knoopie onder aan die punt van 'n tou wat die tou 3 maal so dik maak as wat hy is. Byvoorbeeld om te verhoed dat die gare deur die materiaal trek wanneer jy 'n knoop aan 'n hemp vaswerk. Maak 'n oogie in die tou en steek die lospunt deur die oogie. Trek vas. Wat hurk in Roelandstraat wat sterf van honger is my skaduwmaat. 5 lewens lewe. 5 lewens leef hy. 5 lewens lewe. 5 lewens leef hy. Die 5de Collins maak my nugter. Die papier roer en ek word digter. 5 lewens lewe. 5 lewens leef hy. 5 lewens lewe. 5 lewens leef hy. Prusiklus, ook bekend as die Pruisiese lus. Hierdie lus word gebruik om teen 'n paal van onbepaalde hoogte op te klim. Gebruik 2 afsonderlike toue van 2 meter lank. Die 2 punte van die tou word aan mekaar geknoop met 'n vissersknoop. Maak 'n lus agter die paal. Druk die ander punt deur. Neem om die paal en druk dieselfde punt weer deur dieselfde gat. Trek die lus styf om 'n lang lus te vorm, waarin 'n persoon sy voet kan sit. Doen dieselfde met die ander tou. Trap met jou voet in die onderste lus, skuif die tweede lus hoër teen die paal op, maar nie te ver om in te trap nie. Trap in die boonste lus, haal jou voet uit die onderste lus, met jou gewig op die voet in die lus, skuif die ander lus boontoe, herhaal en klim so ver as wat jy wil. Dieselfde proses word gevolg om af te kom. Die ruig vaswoel met 'n kruis. Bobbejaan-vuis. Die doel van hierdie knoop is om gewig te verleen aan die punt van 'n tou, sodat dit as 'n werplyn gebruik kan word. Maak ten minste 3 slae om jou hand, weg van jou lyf af, en sorg dat hulle netjies langs mekaar lê. Haal die slae van jou hand af. Maak nou 3 slae buite om hierdie slae. Maak nou weer 3 slae, sodat dit om die laaste 3 gaan, maar binne in die eerste 3.
dink teer en speel en sy oë saam, dis ek wat in die spieël staan. 5 lewens lewe, 5 lewens. Trek die knoop vas, deur dit van die binnekant af, een vir een, styf te trek. Dit mag nodig wees om meer as een keer om te gaan. Ek spoor die lug in om te voel die dood aan my stinkstoel. Trek die punt van die tou terug in die knoop voordat dit heeltemal vasgetrek is. Maak seker dat jy elke keer as jy vastrek, elke tou vastrek. Wat deur Sternadstrate klink, die margelaat van bierglase Boeienknoop. Die naam dui op die ware gebruik. Hou die tou in albei hande. Maak 2 lisse, een na voor en een na agter. Een na voor en een na agter. Skuif die lisse half oor mekaar. Neem dan die 2 binnesye wat aan die langpunte vas is en trek hulle deur om 2 nuwe lisse na links en regs te vorm. Dit vorm dan die 2 boeye. Boeye kan styf getrek word deur die 2 lang toue te trek. Figuur 8 knoop. Dis 'n stewige knoop wat nie glip nie en aan die end van 'n tou gemaak word. Dit word dikwels op seilbote gemaak. Dit is maklik om los te maak al is die toue nat. Maak 'n lus. Neem die punt om die staande part. Druk van agter af deur die lus en trek vas. Kruisvasvoer. Hierdie vasvoer word hoofsaaklik by takelwerk gebruik waar 2 pale oor kruis vasgemaak word. Begin met 'n kniehalterslag oor die regop paal. Een punt van die tou moet net lank genoeg wees om aan die einde van die kruisvasvoer 'n skuifknoop mee te maak. Plaas die dwarspaal bo op die kniehalterslag teen die regop paal. Draai die lang end van die tou bo oor die dwarspaal, agterom die regop paal, weer voorom die dwarspaal en dan agterom die regop paal. Trek die tou baie styf. Dis belangrik om by vaswoele die tou baie styf te trek na elke slag. Herhaal hierdie paalslae ten minste 3 maal. Let daarop dat die slae agter nie bo-op of bo-oor mekaar is nie, maar netjies langs en styf teen mekaar lê. Eers binne, dan weer buite die vorige slae. Hierdie vaswoel word gebruik by die maak van vlotte, die bou van kampmeubels of om 'n kruis te maak. Om hierdie vaswoel te verstewig, maak ons 2 wurgslae
deur die lang tou 2 keer agter die dwarspaal en voor die regoppaal om te draai en baie styf te trek. Voor die regoppaal, agter die dwarspaal, voor die regoppaal. Trek dit lekker styf. Hierdie vasvoel word afgesluit met 'n netjiese skuifknoop reg onder die vasvoel. Booglyn. Die booglyn is 'n handige knoop omdat dit 'n lus vorm wat nie kan toetrek nie. Daarom is dit veilig om te gebruik om 'n maat teen 'n kraans of uit 'n gat uit op te hys. Dit is baie belangrik om egter eers te toets en seker te maak dat die knoop reg gemaak is en dus nie kan toetrek nie, voordat dit gebruik word. Die booglyn is 'n maklike knoop om te maak. Hierdie knoop word te end van die onderpunt van 'n lang tou gemaak. Neem die tou in die palm van jou hand. Maak 'n oog in die vorm van 'n 6. Steek die lospunt van agter deur die oog. Neem dit om die boonste tou, die staande part, terug in die oog. Hou die 2 toue wat nou uit die oog kom bymekaar en trek met een hand styf, terwyl die ander hand die staande part styf vashou. Wanneer die voortrekkers muurklim of abseil, word van 'n verskeidenheid knope gebruik gemaak, waaronder die 8-slag, verskeie stopperknope en die booglyn. In 'n noodgeval sal van die reddingsknoop gebruik gemaak word. Die kniehalter is die beste metode om te gebruik wanneer jy 'n tou aan 'n paal wil vasmaak. Die naam is afkomstig van die ou gebruik om die halterriem van 'n perd onder die knie vas te maak, sodat hy nie sy kop kan oplig en weghardloop nie. Vandag gebruik ons dit om vlagtoue aan 'n vlagpaal vas te maak, om vaswoele mee te begin en om swepe aan sweepstokke vas te maak. Daar is 3 metodes om die knoop te maak. Die eerste word gebruik waar die tou om 'n vaste voorwerp soos 'n boom of vlagpaal vasgemaak moet word. Neem die onderste punt, draai dit om die paal en steek dit tussen die paal en die tou deur. Herhaal die slag, dat dit onder toe loop soos 'n watervalletjie. Trek die tou mooi styf. Kyk dat die 2 slae agter die paal nie kruis nie en dat dit mooi teen mekaar is. By 'n vlagpaal sal die res van die tou netjies opgevou en tussen die tou en die paal ingedruk word en styf afgetrek word. Die tweede metode is vinniger en makliker, maar daarvoor moet jy 1 punt van die stok of paal tot jou beskikking hê. Neem die tou met albei hande, vorm 2 oogies, een na agter en een na voor. Skuif die 2 oogies oor mekaar, sodat die agterste een bo oor die voorste een skuif. Let op hoe die toue hang, een voor en een agter. Jy maar weer 'n dogtertjie weggedwaal.
gordyne begin die dag Hierdie is 'n tipiese voorbeeld van hoe verkenners die kniehalterslag misbruik. Driepoot vasvoel. Hierdie vasvoel word gebruik om 'n driepoot mee te maak. Plaas 3 pale wat as pote vir die driepoot sal dien, langs mekaar. Sit stokkies tussen die pale om hulle ewe ver van mekaar te hou. Begin met 'n kniehalterslag om die linkerkantste paal. Ryg nou die lang punt van die tou onderdeur, bo-oor, heen en weer oor die stokkies, ten minste so 6 keer. Maak seker die slae lê teen mekaar en is styf getrek. Verstewig die vasvoel deur 2 wurgslae tussen elke stokkie te maak. Trek dit lekker styf. Moenie slaap nie, kyk agter die gordyne begin die dag dans met 'n pouvier en sy moenie slaap nie, kyk agter die gordyne begin die dag dans met 'n pouvier en sy met 'n pouvier en sy met 'n pouvier en sy Eindig deur die onderste lospunt van die tou met 2 halfslae vas te bind. Dit sal dan 'n kniehalter vorm. So 'n driepoot kan gebruik word by die maak van kampmeubels, vir die gebruik as 'n kettingtakel, lock and tackle, of om byvoorbeeld 'n ketel oor 'n vuur te laat hang. Uit hier die Valkenburg het ek ontvlug en dink my nou in Gordonsbaai, dink my nou in Gordonsbaai. By die maak van vlotte en kampgeriewe word die kniehalter, die kruisvasvoel, die rygvasvoel en die driepoot-vasvoel gebruik. Vissersknoop. Hierdie is nog 'n voorbeeld van waar 2 los toue aan mekaar geknoop word en is veral geskik vir die gebruik by 'n sintetiese tou. Sit die 2 punte van die toue wat aan mekaar gebind moet word parallel. Neem die regterkantste lospunt bo-oor en dan agter om die tou. Druk die punt deur die lussie wat bo die tou gevorm word. Trek die punt redelik styf vas. Neem nou die ander lospunt en herhaal die knoop aan die linkerkant. Trek die 2 lang toue styf sodat die knope tot teen mekaar skuif. Maak seker dat die kort puntjies na buite wys sodat die knope kruisslae teen mekaar is. Hierdie knoop is stewig, gly nie los as die toue nat is nie en kan redelik maklik losgemaak word as dit nodig is. Hierdie knoop is ook geskik om toue van dieselfde dikte aan mekaar te knoop. Dit word dikwels deur hengelaars gebruik omdat dit beter as 'n skuif hou. As jy slaap en die verdriet en selfs ons bitter liefde. Soos alle gereedskap moet ons ook ons toue versorg. Om te voorkom dat 'n tou uitrafel, word die punte afgewerk
ons noem dit besetting. Besetting word met 'n dun, sterk lyn gedoen. So 'n besetting moenie heeltemal op die punt van die tou gedoen word nie. Hierdie punt word die timp genoem. Maak 'n lus met die besettingstoutjie en lê dit op die tou wat jy gaan beset. Draai die lang punt van die besettingstoutjie 'n hele paar keer styf om die tou. Werk na die kant waar die lus is. Hierdie wendings moet baie netjies styf teen mekaar lê en ook so styf as moontlik getrek word. Die besetting is so lank soos die dikte van die tou. Herhaal tot net 'n oogie van die lus uitsteek. Steek nou die punt van die toutjie deur die lussie en trek styf. Los nou daardie toutjie. Trek nou die ander punt van die toutjie wat by die besetting uitsteek totdat die lussie onder die besetting verdwyn. Moet hom nie heeltemal deurtrek nie. Knip nou albei punte van die besettingstoutjies af. Dit nie in jou hart kan wees. En wie kan Sny ook die timp netjies, maar nie te kort nie. wat Die timp moet so lank wees soos die helfte van die besetting. kan beweeg? Plaas die timp uit om te verhoed dat die besetting afgly. Met die wete dat ek jou agterlaat in jou liefdelose bestaan. En ek skaam my om my rug te draai, want dis weer ek wat die liefde verraai. Lief en leed koester ek steeds, sal ek Neem 'n punt in elke hand. Sit die regterhand se punt oor die linkerhand se punt. Druk hom onderdeur. Sit nou die linkerhand se punt oor die regterhand se punt, neem hom agterom en druk hom deur. Met ander woorde, regs oor links en links oor regs. Om hierdie knoop los te maak, neem die twee punte aan dieselfde kant en trek hulle weg van mekaar. Trek dan die reguit tou uit. Hierdie knoop word gebruik om twee toue van dieselfde dikte aan mekaar te knoop. Dit word ook gebruik by die afeindiging van 'n vaswiel en by noodhulp. Dit word 'n skuifknop genoem omdat hy kan skuif of 'n platknop omdat hy nie 'n knop maak nie, wat handig is by noodhulp. en tyd sal leer, maar tyd verteer die hart binne my wat steeds Die skuifknoop is 'n baie algemene knoop en dit word ook die platknoop genoem. Die grootste voordeel van hierdie knoop is dat dit maklik losmaak. Beset